In die Harmsen gesin het ons effens van 'n tradisie wanneer ons flieks toe gaan. Ons sit altyd tot die einde van die rolprent, deur al die krediete heen, want ons kinders is mal oor die naskriftonele, of die credit scenes, soos dit genoem word. Daardie verrassingsmomente na die amptelike einde is dikwels die snaakste dele van die fliek. Dikwels die bloopers van foute wat hulle gemaak het, of selfs 'n leidraad vir die volgende film. Dit is asof daardie laaste toneel sê, wag, dit is nog nie verby nie. Dit is amper ook so met die evangelie van Johannes. In Johannes 20 vers 30 tot 31 lees ons 'n baie duidelike afsluiting. Jesus het nog baie ander tekens in die teenwoordigheid van sy disippels gedoen, wat nie in hierdie boek opgeteken is nie. Maar hierdie is opgeteken sodat julle kan glo. Die verhaal voel klaar, die boodskap is oorgedra, maar dan is daar Johannes 21, 'n hoofstuk wat van die vroegste tye af in die Griekse manuskripte verskyn het. Maar hoekom? Waarom nog 'n hoofstuk? Die antwoord lê in hoe Johannes begin het. Johannes 1 is 'n proloog, 'n inleiding wat Jesus se identiteit en missie daarstel. In Johannes 21 is die epiloog, nie bloot 'n naskriftoneel nie, maar 'n toekomsgerigtige oproep, 'n wenk dat die verhaal aangaan, dat God se werk voortgaan in jou en in my. Johannes 21 wys vir ons dat Jesus nie net uit die doodheid opgestaan het nie, maar dat Jesus in die alledaagse verskyn, op 'n strand rondom 'n vuur met vis en brood. Daar bevestig hy die roeping van sy disippels en stuur hy hulle weer eens uit. En dis waar Johannes 22 begin. Nie in ink of op perkament nie, maar in jou lewe en myne. Die evangelie is duidelik, God stuur jou en my. En nou vra Johannes van jou, hoe lyk jou lewe se hoofstuk 22? Cedric Porter stel dit so, your life may be the only Bible someone else might read. Ons lewe is 'n getuienis, 'n lewende voortsetting van die evangelie van Jesus. En die vraag is, sal jou lewe iemand na Christus toe lei? Of sal dit wys dat daar geen verskil is tussen die gereddene en die ongereddene mens nie? Johannes 21 eindig nie met the end nie, maar met 'n uitnodiging. Skryf saam God se groter verhaal. Laat jou lewe getuig van 'n God wat voorsien en vergeef, van 'n God wat roep en stuur. Here Jesus, dankie dat U nie net gesterf het nie, maar ook leef en nog steeds werk in ons en deur ons. Help ons om hoofstuk 22 van ons lewens te leef as 'n getuienis van U genade. Mag ons 'n netwerk wees waarin U liefde ander ontdek deur my lewe. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het vandag en ek hoop en bid dat jy 'n geseënde naweek sal hê en dat jy lekker sal skryf aan jou hoofstuk 22. Tot volgende keer. Totsiens.